Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag maandag, die 17de Maart 2025. Ons doen weer eens die nuus en kollig en verskeie koerante word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, plaasaanval in Western Area, 3 skote tref boer, hy leef. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so, staatsdienswerker in hof oor bedrog van R600,000. Plaasaanval op Western Area boer, hy lewe na 3 skote hom tref. 300 plus arrestasies in operasie Chanela. Branderplankreier sterf in KZN. Bakker sterf in sy woning na 1 skoot hom tref. DNS-toetsing, privatisering, dalk die oplossing. SA rugbybeker, goeie uitslaa. 'n Boer van die Western Area streek aan die weste van Gauteng sterk in die hospitaal aan en sê steeds vir elke sekonde dankie nadat hy 'n plaasaanval oorleef het. Hy Sondagoggend 3 keer raak geskiet en sy kothuis is tot op die grond afgebrand. Vos 'n veeboer in sy 50's, 'n Sondagoggend om 1 uur deur sy honde wakker geblaf, waarna hy uitgehardloop het op sy slaapkamer se balkon om te kyk waarom die honde so onrustig is. Hy het 'n geraas in die bos gehoor en in sy bakkie gespring om te probeer wegjaag. Die rowers het egter, toe hy by sy hek uitry, op hom losgebrand en hy is 3 keer raak geskiet. Vos het sy buurman gebel en na hom gejaag. Hulle het sy huis aan die brand gesteek en dit het tot op die grond afgebrand. Een van sy 3 honde is dood en sy voëls was ook in die huis gewees. Volgens hom is daar onder meer 9mm en .45 patroondoppies op die toneel gevind. Van die huis is daar niks oor nie. In 'n video wat die koerante onder oog gehad het, kan 'n mens sien hoe Vos se bakkie minstens 11 keer deur koelreën getref is. 'n Bebloede bestuursitplek en 'n gebreekte ryk is ook duidelik sigbaar. Die polisie het uiteindelik eers om 3 uur by die huis opgedaag, waarna die ambulans gevolg het. Hy is na die Leratong Hospitaal geneem, waarna hy na Highland Joseph in Johannesburg oorgeplaas is. Hy sterk nou daaraan, maar hy is nog nie geopereer nie. Hy het niks oor nie en dat sy klere en besittings daarmee heen is. Die polisie ondersoek tans die saak, maar niemand is nog in hegtenis geneem nie. 'n Johannesburgse sakeman wat Dinsdag 11 Maart ontvoer is Saterdagoggend in 'n grootskaalse polisieoperasie bevry, waarin Westdene as gijslaer aangehou was. 'n Polisiewoordvoerder sê die Portugese sakeman is in die woonbuurt Riolats in die suide van Johannesburg ontvoer, kort nadat hy 'n werknemer daar gaan aflaai het. 'n Losprys is vir sy vrylating geëis. 'n Zimbabwese man wat 26 jaar oud is deur die polisie in hegtenis geneem. Die sakeman was wel ongedeerd. 'n Werknemer van die departement van indiensneming en arbeid in die Vrystaat word daarvan aangekla dat sy 'n kliënt van die departement jare uit altesaam meer as R600,000 bedrieg het. Die Valke se ondersoekeenheid vir ernstige handelsmisdaad van Bethlehem het Christina Sifatsa, wat 41 jaar oud is, wat vir die departement in Ficksburg werk, Vrydag in Ladybrand in hegtenis geneem. Sifatsa het nog dieselfde dag in die Landdroshof in Ladybrand op aanklagte van diefstal en bedrog verskyn. Sy is op borgtog van R5,000 vrygelaat. Sy het glo die vrou verkeerdelik ingelig dat die departement se bankbesonderhede vir betalings aan sy vergoedingsfonds verander het. Die kliënt het na bewering vanaf 2016 tot 2021 geld in die rekening waarvan Sifatsa die besonderhede verskaf het, betaal. 360 mense is die week binne 24 uur as deel van operasie Chanela in Acacia, Pretoria vasgetrek. Terselfdertyd is 47 onwettige immigrante in hegtenis geneem en sal eersdaags gedeporteer word. Beslag is ook gelê op 2 onwettige vuurwapens, 'n voertuig en 523 liter alkohol. Die operasie Sondagoggend voortgesit met 'n padblokkade en 2 groepe voldoeningsbeamptes wat onder meer drankwinkels toegeslaan het. Altesaam 465 mense is gefasiliteer, 316 voertuie is deursoek en 15 voertuie se besonderhede is nagegaan om vas te stel of hulle gesteel is. Daar is op 1 motor beslag gelê wat met 'n misdaad verbind word. 133 verkeersboetes ter waarde van net meer as R77,000 is ook deur wetstoepassers uitgereik en 18 ondernemings wat drank verkoop is ondersoek, waarvan 3 gesluit is. Beamptes het beslag gelê op 523 liter drank en dit sal vernietig word wanneer die regsproses
afgehandel is. 'n Branderplankryer wat in seestrome vasgevang was, het Saterdag in Durban, KwaZulu-Natal verdrink. Matt Dickey, stasiebevelvoerder van die Nasionale See-reddingsinstituut in Umhlanga, sê die NSRI en die KwaZulu-Natalse branderplankryry reddingsnetwerk het omstreeks 18:10 Saterdagmiddag inligting ontvang oor 'n verdrinking wat aan die gebeur was by die Glen Ashley strand in Durban Noord. Die NSRI spanne, lewensredders, ambulansdienste, die polisie en ander nooddienste, soos die brandweer, is na die toneel. 'n Groot brander het die vrou op die strand uitgespoel. Sy was veilig en nie beseer nie. Hulle het die man na die strand gebring, waar probeer is om hom deur middel van kardiopulmonêre resusitasie by te bring. Een van die man se redders, 'n dokter, het dit toegepas. Die man is op die toneel dood verklaar. Mike Black is woensdagmiddag omstreeks 1500 uur met 'n enkele skoot in die bolyf buite hulle huis in Oberholzer doodgeskiet. Dit is onseker of hy onmiddellik gesterf het, omdat die uitslag van die lijkskouing teen Vrydagoggend nog nie bekend was nie. Black Bakker was alleen tuis toe die rowers toegeslaan het. Hy moes gehoor het toe 3 mans met klapmisse en handskoene die elektroniese hek oopgedwing het. Hy het vermoedelik uitgegaan om ondersoek in te stel en is geskiet toe hy uit die huis gestap het. Op beeldmateriaal wat 'n kamera buite die huis opgeneem het, is 3 persone met klapmisse en handskoene sigbaar. Die rowers het hoofsaaklik elektroniese ware gebyt, 'n televisie, klankversterker, selfoon, beursie en 'n rekenaar. Black sal veras word. Sy wense was dat geen diens vir hom gehou moet word nie. Hy was die enigste kind van sy ouers wat reeds oorlede is. Baie sterkte vir hierdie mense. Tot dusver het 15 getuienis voor die Kaapse Hooggeregshof getuig wat vir die duur van die verhoor in Saldanha sit. Onder hierdie 15 was Laurentia Rens Lombard, die staat se hoofgetuie. Sy is aanvanklik saam met Jackie en Boeta Apollos, Kelly Smith, Jocelyn se ma en Stevino van Rein van Jocelyn se ontvoering en mensehandel aangekla. Lombard het Vrydag getuig dat Smith haar dogtertjie vir R20,000 aan 'n sangoma verkoop het. Volgens haar Smith op 18 Februarie 2024 deur die sangoma betaal. Die hof het ook gehoor dat Lombard die maandag gesien het hoe Smith 'n langbroek, T-hemp en 'n broekie vir Jocelyn in 'n koelsak pak. Die koelsak het Smith saamgevat toe sy Jocelyn en die vrou die sangoma besorg het. Die verhoor sal na verwagting vandag voortduur. Die privatisering van forensiese dienste is die enigste logiese oplossing in die lig daarvan dat die agterstand van die verwerking van DNS-monsters in strafsake meer as 140,000 is. AfriForum glo dat privatisering die enigste logiese oplossing is, soos die Jacques Broodryk, AfriForum se hoofwoordvoerder oor gemeenskapsveiligheid in 'n verklaring. Die regering het herhaaldelik bewys dat hy nie in staat is om forensiese dienste doeltreffend te bestuur nie. Tensy daar dringend opgetree word, kan duisende strafsake van die hofrol geskraap word. Die situasie is niks minder as 'n nasionale skande vir Suid-Afrika nie. Dis 'n verdere vernedering vir die land se reeds besmette internasionale beeld en ook plaaslike vertroue in die regering. Die feit dat kritieke forensiese toerusting ongebruik bly weens dienskontrakte wat verval het, is 'n skokkende aanklag teen die polisie se onvermoë om self die mees basiese administratiewe take te kan uitvoer. Die begroting is verlede maand uitgestel, omdat die vernoot in die regering van nasionale eenheid, Enoch Godongwana, minister van Finansies, sy voorstelle verwerp het, spesifiek om belasting op toegevoegde ware met 2 persentasiepunte te verhoog. Dis egter onseker, gegee dat die DA die tweede grootste lid van die RNE gesê het, hy gaan die begroting in sy huidige vorm ondersteun nie. Dit weerspieël grootliks dat die bestedingsrisiko wat ons voorheen geïdentifiseer het, 'n werklikheid geword het, asook die laer BBP groei wat gesamentlike besteding met 1,1 persentasiepunte in verhouding tot die BBP gaan verhoog in die boekjaar tot einde Maart 2026. Sekere DStv-kykers sal nou weer toegang hê tot gelyktydige stroming op 'n tweede toestel, insluitend slim televisiestelle, skootrekenaars en slimfone. Dit geld vir alle pakkette, Premium, Compact Plus en Compact kliënte. Alleenstaande DStv streamkliënte sal ook voordeel trek uit die bykomende gelyktydige stroming op enige toestel, na mate meer Suid-Afrikaanse huishoudings 'n tweede skerm gebruik om hulle individuele vermaakkeuses uit te brei, is die terugkeer van DStv se tweede stroomopsie goeie nuus vir families. Die afgelope naweek het ons weer uitstekende toets rugby in die 6 nasies stryd gesien. Die Frans het weer eens ook gewys
hoekom hulle een van die topspanne in toetsrugby is. Frankryk en Skotland was slags in die Stade de France. Goeie hardloop rugby is deur beide spanne opgelewer voor begeesterde Franse skare. Maar die Franse het tog weer eens gewys, hulle diepte, afrigting en toegewyde spelers maak elke keer dat hulle as oorwinnaars uit die stryd tree. Die finale telling was in die Franse se guns met 35 teenoor die Skotte se 16 punte. Die Franse het 'n welverdiende bonuspunt gekry. In die Millennium Stadium in Wallis, wat ook weer 'n rekordskare getrek het die Engelse Rose gesorg dat die Wallisers se treurmare weer eens voortduur. Uitstekende hardloop rugby is opgedis deur die Engelse. Die Wallisers kon slegs 2 verdoelde drieë gedruk het. Verder het die Rose die hele wedstryd gedomeineer. Verskeie ligskoppe en rolmaalbewegings is telkens gedoen en het soms tot drieë gelei. Geluk aan Engeland wat gewen het met 'n telling van 68 teenoor 14 vir Wallis. Die Stadio Olimpico het in Italië gasheer gespeel vir Ire, wat deur die hele seisoen baie bestendig gespeel het, behalwe verlede week se verloor teen die Franse span. Maar einde ten laaste, met vele strafskoppe, het die man in groen tog as die oorwinnaars uitgestap. Die Italianers het heelwat teenstand gebied en soms het dit gelyk asof hulle wel 'n wedstryd net sal oorheers. Die finale puntetelling was in die guns van die besoekers met 17 vir Italië en 22 punte vir Ierland. Toeskouers is ook hier in Italië met lekker hardloop rugby getrakteer en mense het waarde vir hulle geld gekry. Die Suid-Afrikaanse beker, oftewel die SA Cup, het ook die naweek afgeskop teen 'n lekker tempo en mens kon duidelik uit die totale wat aangeteken is, sien die manne wil lekker hardloop rugby speel en drieë druk as ook broodnodige bonuspunte met 'n wen vir sy span verseker. En welkom met die Nova Wit Griffins, ook hulle tuiskare goed getrakteer met lekker hardloop rugby in hierdie goudstad in die Noord-Vrystaat en met lekker verbale toeskouers agter die span het hulle toe ook as oorwinnaars uit die stryd getree en met 'n bonuspunt sege gewen, 38 vir die Griffins en 35 goeie punte vir die besoekers van die Sanlam Boland Cavaliers. Vrydag aand om 1800 uur in die Toyota Stadion in Bloemfontein het die Cheetahs, die Luiperds, die stryd aangesê. Goeie uitstekende hardloop rugby het die Oranje Tornado gedryf. Die skare was duidelik opgewerk en het weer agter hulle Oranje span gestaan wat die vorige week met 'n verloorwedstryd na die Rosestad teruggekeer het. Dit was verseker die hele tyd in hulle agterkoppe, so hulle trots aangetree en van die begin van die 80 minute lekker as 'n span die waar deur die Vrystaatse drif getrek. Hulle het keer op keer die Luiperds se verdediging op die proef gestel en so verseker om te wen met 69 punte vir die Cheetahs en 0 vir die Luiperds. Die bonuspuntsege het vir die Vrystaaters baie beteken en die punteverskil is ook opwaarts gedruk. In die Nelson Mandela Stadion het die Eastern Province Olifante, die Erling Pumas van Mbombela, die stryd aangesê, maar soos in die verlede het die manne van die noorde al die regte gereedskap saamgebring en seker gemaak hulle fiksheid, taktiek en wedstrydplan is in werking gestel van die eerste afskop af. En die Pumas het wel verdiend met 61 teen 22 vir die Olifante, 'n goeie loosing toegedien. In Suzuki Park in Kimberley het die Griekwas weer eens voor 'n redelike groot tuiskare goeie Kimberley rugby na vore gebring, net om seker te maak die skare kry waarde vir hulle toegangsgelde. Ek dink die borge so Suzuki sal trots wees om te sien dat hulle span so 'n goeie wedstrydplan tevoorskyn gebring het. En die span het die hele wedstryd seker gemaak al hulle planne binne die rugby se wedstrydreëls om sodoende ook 'n bonuspunt te verdien vir 4 drieë of meer gedruk en nog 'n punt vir 'n wedstryd wen. Die valke weer op hulle beurt het op tye ook redelik goed teruggeveg. Maar einde ten laaste was daar net een kans om 2 verdoelde drieë op te skryf op hulle telbord en 'n strafskop wat tussen die pale deurgestuur is. Die punte was 68 vir die Suzuki Griekwas en 15 punte vir die valke. Die junior bokke sal 'n besonderse taaigroep moet oorleef indien hulle enigstens 'n kans wil staan om vir die eerste keer in 13 jaar as die onder 20 wêreldkampioene gekroon te word. Italië tree vanjaar op as gasheer vir die 15de weergawe van die onder 20 wêreldtoernooi wat van 29 Junie tot 19 Julie beslis sal word. Vir die Skotte is dit terugkeer nadat hy laas in 2019 deel van hierdie skouspel was. 4 Italiaanse stede in die Lombardia en Veneto streek sal al 12 spanne vir 'n derde keer inwag. Dis ook die eerste keer in 'n dekade dat die toernooi op die Italiaanse bodem sal plaasvind. Die toernooi is die eerste keer in 2011 in Italië gehou. In daardie jaar het Suid-Afrika 50 geëindig
met onder andere Bongi Mbonambi, Nazim Kar, Jean Cook, Eben Etzebeth, Arno Botha, Johan Goosen, François Venter en Jaco Taute in die span. Die eerste uitspeelwedstryde vind plaas op 14 Julie met die eindstryd wat op 19 Julie sal plaasvind. Groepe vir die 120 wêreldtoernooi lyk so. In groep A is Engeland, Australië, Suid-Afrika en Skotland. In groep B is Frankryk, Argentinië, Wallis en Spanje. In groep C is Nieu-Seeland, Ierland, Georgië en Italië. Die Spanjaard Marc Marquez van Ducati Lenovo is steeds onoorwonne in vanjaar se MotoGP reeks nadat hy gister op die Autodromo Termas de Rio Hondo in Santiago die Argentynse Grand Prix gewen het. Sy broer Alex van Gresini Ducati was tweede met Franco Morbidelli in die derde plek. Suid-Afrikaanse Brad Binder van die Red Bull KTM span was sewende nadat hy lank aan die 6de plek gejaag het. Hy was in die 11de wegspringposisie gewees. Mark wat in die eerste wegspringposisie was, is in die 6de ronde deur Alex verbygesteek, maar die rolle is later weer omgeruil. Die volgende Grand Prix is die America's MotoGP op 30 Maart op die Circuit of Americas in Austin in Texas. Die Dolphins is die nuwe kampioen van Cricket Suid-Afrika se eendagreeks. Die Westelike provinsie was verlede seisoen die kampioen gewees. Die tuisspan het in sy toegelate 50 bilbeerte 247 lopies vir 8 aangeteken, nadat hulle in die stadium op 23-4 gewankel het. Die nuwe kampioenspan wat 248 lopies vir 6 aangeteken het die wenteiken met slegs 5 balle oorbereik. JJ Smits is welverdiende speler van die wedstryd aangewys. Joaquin Niemann was onstuitbaar toe hy die LEV Golf se Singapore toernooi maklik met 5 houe gewen het. Niemann het met sy tellings van 67 en 64 in die derde ronde met 'n foutlose 65 op -6 opgevolg op die Sentosa baan vir 'n toernooitelling van 196 -17 houe, beter as baansyfer. Die Spanjaard David Puig het die toernooi met 'n ronde van 66 afgesluit en was vierde, terwyl die Suid-Afrikaner en kaptein van die Stingerspan, Louis Oosthuizen, 67 die 5de plek ingeneem het. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R124.99 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal die voertuig se registrasie namens jou behartig. Advertensie van Grizzly Bear, stel jy belang in MMA, Jiu-Jitsu, Box of Skobox, voel vry om Coach Warren in Bloemfontein by 065-989-1472 te kontak. Ons weerberig vir die streek, Messina 1830, Polokwane 1423, Lepalale 1730, Mbombela 1725, Mahikeng 1626, Pretoria 1521, Johannesburg 1726, Ermelo 1219, Richards Bay 2029, Pietermaritzburg 1525, Durban 2026, Port St. John's 2024, Bethlehem 1221, Bloemfontein 1526, Allewal Noord 1526, Welkom 1528, Vryburg 1628, Kimberley 1729, Appington 2234, Prieska 2030, Springbok 1532, Karasburg 1932, Eetmanshoop 2133, Mariental 2330, Alexanderbaai 1620, Brandvlei 2032, Loederitsbaai 1727, Vredendal 1632, Kaapstad 1822, Sutherland 1525, George 1821, Jeffreys Bay 1923, Cabarra 1925, Graafrenet 1624, Oos-London 2024 en laastens daar 19 grade Celsius in die oggend, 27 grade Celsius in die middag. Ons sakenuus vir die dag wat insluit geldeenhede en hulpbronne. Die rand verhandel teen R18.21 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.52. Die euro verhandel teen R19.81. Die pond kos R23.49. Silwer verhandel teen $33.77 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $2.985 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $70.33 Amerikaanse sent per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like,
deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe op my kanaal, dis algeheel gratis. 'n aangename dag en week word vir julle toegewens.